Goeiemiddag en baie welkom by Red Dot Angling Wal. Dis Clive Beer, ek hoop het gaan goed. Ek is ambassadeur hengelaar van SRA en vandag wil ek met julle gesels oor stroppe. Nou, daarso is 'n groot verskeidenheid manier van stroppe hengel of selfs die sosiale hengelaar, soos ek gesê het, ons YouTube channel is gebaseer op sosiale hengel. Nou, jou algemene strop wat jy kry is jou gewone rietglystrop met die spring. Dis die algemene een wat mens kry in die winkels wat jy koop. Nou, hy gaan dan so lyk. Daar's jou springkie met jou twee hoeke natuurlik, bo en onder. So, ek wil met julle gesels, ons sosiale hengelaars is geneig om hierdie stroppe te gebruik om te hengel. Nou, hierdie stroppe kan jy ontsettende sag te voer hengel veral vroeg in die oggende. Ons kom by die water aan en ons maak ons mielieboom aan en ja, ons is ready to go. Nou, as dit nou kom by kompeterende hengel, dan is dit nou 'n ander storie. Maar as dit kom by die sosiale hengel daarvan, ons is daar om dit te gaan geniet. Nou, 'n groot probleem wat ek gehad het, is ek is geneig om my mielieboom af te gooi. So, ek hengel glad nie met mushroom stroppies nie. En oor ek kompeterend hengel partykeer, het ek toch geleer om met mushroom stroppies te hengel. En oor ek sukkel om my mielieboom reg aan te maak en reg te doen, het ek vir my die volgende strop laat bou. Is dit nog steeds jou gewone rietglystroppie, maar al wat verskillend is, ek het 'n microspring gevat en voorop gesit. So wat my nou in staat stel om nog steeds my mielieboom te gooi en 'n mushroom te hengel. Nou, die van julle wat nie verstaan nie, hierdie pypietjie wat gebeur is, ek kan, daarso is my mushroom, ek sit hom basies nou net die lyn daardeur, druk die pypietjie deur en ek trek hom styf en hy gaan dan nou so lyk op die ou einde. Nou, wat gebeur, ek kan nog steeds my sagte voer hengel en dit hang ook af van die bodem van die dam of rivier of waar ook al die hengel. As jy in rivier hengel, is dit beter om 'n swaarder gewig op te sit, wat keer dat jou mielieboom nie rondskuif nie. So, oor ek lief is vir die dam, sal ek met hierdie hengel, en ek het 'n baie goeie suksesryd met die micro spring. Oom François van Superficie stroppe het hierdie video ook vir ons gesponsor en hy het my stroppe vir my gebou. Dis ontsettende goeie kwaliteit stroppe wat hy bou en hy kan dit ook bou soos wat jy dit wil hê. Al is dit een hoek, twee hoeke, enige size hoek wat jy wil hê, hy sal die stroppe en hoeke en lyne alles maak soos wat jy dit wil hê. Nou, om terug te kom op die onderwerp, is die algemene strop wat ons kry is die spring wat ons gebruik. Nou, daar's niks fout met die spring, dit is maar elke ou se persoonlike preference, as ek dit so kan stel. Nou, vriende van my hengel net met die springs, en ons glad nie 'n verskil in enige vis of groottes of enige iets wat daar gevang word nie. Dit is maar net elke ou se persoonlike gevoel oor hoe jy dit wil hengel, hoe jy dit wil maak. Dit is baie vinniger om
die hoeke en veral die springs uit te ruil as jy met die pypie en die mushroom vang. So wat lekker is van hierdie metode is, jy kan jou mushroom uithaal en jy kan 'n ander mushroom insit. En wat ook lekker is, die gewig is klaar aan die onderkant. Jy hoef nie, as jy jou eie stroppe bou, hoef jy nie nou nog te worry oor die gewiggie, of jy hom nou onderste bo sit, of hoe ook al sit. Jy sal wel, die gewig sal wel heeltyd aan die onderkant wees. As jy, soos ek sê, oom Fransja bou die stroppe, baie goeie kwaliteit, soos julle kan sien daarso. Die gewig is klaar aan die onderkant. En ja, dis net vir my 'n baie lekker strop om mee te hengel. En soos ek gesê het, met die microspring voorop, kan ek nog steeds my sagte voer gooi, en daar gaan 'n verskil wees. Jy moet wel tog nog steeds jou resep reg aanmaak, ekskuus. Jy moet nog steeds jou 2 voer op 1 water gooi, en dan nog steeds jou 10-15 minute wag om jou voer reg aan te maak, en dan kan jy begin hengel. Dit is net sodat die voer lekker kan deurtrek en lekker kan bind. Alright, die volgende onderwerp wat ek ook aan wil raak is, as jy op 'n plek vang waar daar verskriklike baie strukture in die water is, veral nou met die riviere wat in die valsisteem afgekom het, is daar baie strukture wat nou ook saam afgespoel het. Nou, baie mense is nog steeds geneig om met twee hoeke te hengel, en dan wat gebeur, die een hoek sal vashak en dan jy sal op die ou einde jou strop verloor of jou lyn gaan afbreek. Dit is eenvoudig, haal net die heel boonste hoekie af, knip hom af op die boonste oogie, en dan vang jy net dan hengel jy net met die onderste hoek. Dit gaan ook 'n baie goeie suksesryd wees om nie jou stroppe en so aan te verloor nie. Want die hoek wat los hang, is geneig om aan die strukture te hak, of selfs die vis ook te hak. Die volgende onderwerp wat ek ook wil aanraak is om met 1 hoek te hengel. Wat dit ook verhoed is, veral nou met die valriviersisteem wat afgekom het, is daar baie strukture wat nou in die rivier is. So wat dit help is, dit verminder die kans om jou stroppe en selfs jou lyne te breek, om net met 1 hoek te hengel. Daar gaan nie 'n verskil wees in enige iets, basies jy gaan nou net met 1 hoek hengel. Jy gaan baie beter kan hengel in riviere as jy net met 1 hoek hengel, omrede die strukture, jy weet nie wat voor jou in die water is nie. So jy kan nie net 'n bril opsit en kyk wat voor jou is en hoe dinge voor jou lyk nie. Jy moet nou maar dink wat daar voor aangaan. So om van die begin af daai kans minder te maak om jou meer sukses te gee, gaan jou ontsettende groot voorsprong gee. Alright, om terug te kom by die mushroom strop of die spring strop. Ek persoonlik, as ek enigiets van 45 na, kom ons sê 70 meter toe, dan sal ek met die mushroom hengel. Dit is net personal preference. Ek hengel met die mushroom van 45 na 70, en dan enigiets van 70 na 120 sal ek met 'n spring begin hengel. Omrede ek sagter voer kan hengel en die bal kan ook baie vinniger blus met die sagter voer. Maar nou die ander ding is ook weer, op jou mushroom kom die voer baie vinniger af as op die spring. Jou spring is geneig om, as jy 'n baie harder voerbal gooi, gaan die spring dit baie langer op keer om te ontbind. En dan waar jou mushroom dit nou weer glad nie doen nie. Sodra die voer sag word, val hy outomaties van die mushroom af. So weer eens, dis personal preference, hoe jy wil hengel, met wat jy wil hengel. So ja, ek wil net vir oom François van Fishy Stroppe sê, baie dankie vir
die sponsor van hierdie video. Sy contact details is daarso. Julle kan hom gerus skakel vir sy stroppe. Dis baie bekostigbaar, baie goeie prys en baie goeie kwaliteit. Dankie julle.